waar Just Bliss begin het, ja, in die winter van 2019. So ons het getrek van PE af Bloemfontein toe. En dit het my regtig was 'n nuwe seisoen in my lewe gewees, na winter. En toe daai Julie maand kom, ons ken nie winters nie. In PE ken jy nie van winter nie, is redelik 'n gematigde temperatuur. En toe ek by die kombuisvenster uitkyk, toe sien ek al ons plante daarvoor is dood. En dit het vir my regtig gevoel op daai stadium, ek het so gevoel soos daai plante. Om eerlik met jou te wees, want ek het gekom van 'n besige lewe. En dit was vir my asof ek net soos die plante gelyk het. En toe het ek en my seun vir sy graad 9 jaar het hy 'n projek in entrepreneurskap gedoen van 'n besigheidsplan en ons het al van tevore het ek en hy sepies gemaak, sommer glyserien sepies gemaak en toe het ek begin daarmee en hy het 'n besigheidsplan daarmee gedoen en toe dink ek myself, "Jene, hier is baie maklik om te maak." En toe challenge ek myself 'n bietjie meer, ek wil regte seep maak. En toe begin ek baie flops later, baie flops. En toe besef ek hoe lekker dit is as jy 'n natuurlike seep gebruik. Jou vel voel heeltemal anders. Want in Bloemfontein is jy droog, tot jou oë is droog, jou klein toontjie is droog. En daai gevoel van 'n natuurlike seep droog nie jou vel so uit nie. En die een ding en toe natuurlik dis wie ek is, het ek begin rome maak van rooibostee, want rooibostee is bekend vir al die antioksidante. En meer mense wou by my begin koop het. En dis hoe Just Bliss begin het. Hoekom ek besluit het op hempolie was met die navorsing wat ek gedoen het oor verskillende plantolies, want ek staan baie sterk, ek doen nie animal fats nie, ek doen net materiaal van plante, van plantolies en ek het elke liewe olie het ek gekoop wat ek kon koop om te voel hoe voel dit op my vel. Die enigste olie wat vir my 'n verskil gemaak het, dat as ek hom op my vel sit en ek het 'n drup op my vel en hy trek dadelik in, was hempolie. En hoe meer ek geleer het en gelees het oor hempolie, dit was vir my eintlik, in Engels sal ek dit ook sê, 'n no-brainer. Dit gaan my handelsmerk wees, hempolie, vir daai rede. Dit is goed vir jou vel, dit is goed vir jou hare. Dis net 'n ongelooflike olie en dit is net so jammer, baie min mense weet net van hoe goeie olie dit is. Die hemp is 'n plant en elke liewe sentimetertjie of millimetertjie, as ek dit so kan stel, van daai plant word benut. As dit nie is vir die bou van huise nie, is dit vir die maak van klere of tou. So hempolie word gepers uit die saad. Uit die saad van daai groot ongelooflike, in Engels sal sê die mees sustainable plant op die aarde wat daar is. 95% van my produkte het hempolie in. En dan sal hulle sê, "O nee, ek wil nie, ek gaan haai raak." Dan sê ek, "Nee, glad nie. Voel net die verskil aan jou vel. Voel net en jy gaan definitief anders dink oor daai lieflike olie." En ek weet nie of jy geweet het nie, maar hemp is 'n groen. En hoe groener hy is, hoe suiwerder is hy. Die grootste challenge in die besigheid is my agtergrond is ek het klasse gee in rekeningkunde, so ja, ek kan rekeningkunde doen en ek het mense geleer van besigheid, maar ek het nog nooit self 'n besigheid bestuur nie, want teoretiese kennis is verskriklik ver verwyder van die praktiese. So ek het 'n kursus ook gedoen daarin om net te leer van op die grond, hoe hardloop ek 'n besigheid. Dit was nog in die begin vir my groot, net hoe hardloop ek 'n besigheid. Jy weet, jy het mense wat vir jou werk, ek moet labels design, ek moet leer van, veral toe ek die aanlyn winkel begin het, moet ek leer van hoe hardloop jy aanlyn besigheid. Die grootste hobbel in daai stadium was die manufacturing, die tiny shop, die aanlyn winkel en ook natuurlik markte, soos wat ek meer en meer markte doen. En jou rekeningkundige stel, dis alles is syfers en die syfers moet op die einde van die dag moet dit balanseer. Soos die besigheid groei het, daar's altyd hobbels. So ek is definitief nie bath and body produkte nie, ek is nie 'n skincare nie. Ek is 'n natuurlike lewenstyl besigheid. So ek probeer natuurlike alternatiewe vir mense gee, van waspoeier na
hierdie enetjie wat soothing is vir mense wat arthritis het, vir handjies wat hard gewerk het. Ek het hom aanvang gemaak vir my ma wat baie brei. En jy kan nie nou vir haar sê, hoor, jy mag nie meer brei nie. En jy kan nie al die pille vra gee om te drink nie of die inspuitings nie. Dis net so verkeerd. Toe het ek daai produkkie gemaak vir my ma. Dis net essensiële kombinasies met goeie bestanddele om te help. So ek maak produkte om mense te help.